Dag sê mense, het jy al gesien as jy op 'n ou se webwerf gaan en as jy dan weer by jou Facebook kom dan ewe skielik dan adverteer die ou op Facebook. Is dit nie vir jou weird nie? Weet jy wat gebruik hulle? Hulle gebruik 'n Facebook Pixel. En in hierdie video gaan ek julle 'n bietjie vertel oor hoe 'n Facebook Pixel werk. So kom ons praat 'n bietjie daaroor. Hallo mense, my naam is Bert Steenkamp. Ek is 'n aanlyn entrepreneur in Suid-Afrika en ek doen om op Facebook te adverteer en ek maak hierdie Facebook tip videoetjies vir jou sodat jy 'n bietjie beter kan op Facebook adverteer of bietjie meer leer of dalk van scratch af begin en jouself leer hoe om op Facebook te adverteer. So as jy van my video's hou, asseblief like dit of dislike dit of share dit of comment hieronder. Dis 'n YouTube video hierdie, jy kan daaronder gaan comment. Of subscribe na my channel. Elke keer as ek 'n nuwe video oplaai, dan sê jy is weer af van as jy subscribe en die klokkie lui, nee, daar's so 'n klokkie langs subscribe. So ja, as jy belangstel in dit, in die description is ook al my links en goeders na my social media platforms waar ek is, soos Facebook en al die goeders. Alright. Maar ja, in vandag se video praat ons 'n bietjie oor hierdie Facebook Pixels en wat dit is en so. So verlang toe ek begin Facebook leer het en uitfigure het hoe die ding werk, het ek ook sulke draaie om Facebook Pixels gelees. Dit geloop, dit het my gevoel soos iets bietjie te high-tech en te erg en so en ek het dit vermy. Maar Facebook Pixels is een van die key goeders wat jy moet weet van Facebook marketing of Facebook bemarking om jou te help om die volgende level te gaan. So, is 'n bietjie ingewikkeld, nie so erg nie, maar dis tog iets, ek gaan my bes probeer om vir julle in hierdie video te wys hoe eenvoudig dit is of so, hoe jy dit kan gebruik en waar jy dit kan gebruik, nee. Right, so, kom ek verduidelik julle net vinnig, voordat ek nou wegspring op my rekenaar en met julle daar praat. Kom ek verduidelik julle vinnig, wat is 'n Facebook Pixel? So, dit is 'n kode, ek weet nie wat noem hulle dit nie, 'n JavaScript kode of whatever, die ouens wat nou websites ken sal nou vir my sê presies wat so 'n kode is, ek gee nie om nie, dis 'n kode, wat jy op jou website sit, of op jou thank you page, as iemand geregistreer het en hulle gaan na die thank you page toe, of iets soos dit, jy sit dit net op jou website, en dan, elke keer as iemand op jou website kom, dan weet Facebook wie is die ou wat op jou website gekom het, en dan kan jy 'n gehoor uit daai mense uitskep, almal wat na jou website toe is, en jy kan vir hulle advertensie wys in Facebook. So met ander woorde, kom ons sê jy het nou jou website, jy het 'n pixel opgestel, en nou begin daar 'n klomp mense van oralste na jou website toe kom. Dan tel Facebook hulle op, hy registreer hulle, en nou gaan jy na sê vir Facebook, hoorie so, al die ouens wat by my website was, wat my website besoek het, vir die laaste, sê maar 'n maand, maak vir my asseblief 'n gehoor van hulle, dan maak Facebook vir jou gehoor, en dan stuur jy vir hulle, dan maak jy advertensie, en dan sien daai mense jou advertensie. Dis basies hoe dit werk. Facebook weet dan wie se mense wat na jou bladsy toe gegaan het. Wel, Facebook weet net wie se mense wat na jou webbladsy toe gegaan het, wat wel ook op Facebook is. Nee, dis belangrik dat jy dit weet. Right. So, het jy al gesien, ek het nou, ons het op 'n staan na Toyota Fortuner gekyk, dus ek op Toyota, en toe die volgende oomblik, hier is al hierdie Toyota Fortuners advertensies bo op in my Facebook bladsy. So onlangs het ek gekyk na 'n printingmaatskappy, want ek wil printing gedoen het vir my taxidermie, en toe ek op Facebook kom, hier is hulle advertensie met al hulle dienste wat hulle lewer en al daai soveel goeders. Al daai mense het Facebook Pixels geïnstalleer op hulle websites. Cool, so kom ek gaan wys vir julle gou wat gebeur as jy na een van hierdie websites toe gaan. Ons gaan na my rekenaar toe en dan gaan ons 'n paar na websites toe gaan. Ek het 'n add-on geïnstal op my browser wat vir my sê wanneer het 'n ou pixel en wanneer het hy nie 'n pixel nie. Alright. So kom ons gaan gou na my rekenaar toe. Alright, so hier is ek nou sommer in audiences, so kom ons maak 'n nuwe foldertjie, 'n nuwe tab oop. En kom ons gaan na Toyota se website toe, Toyota, wat sê hulle Zeta, ons kry dit gegaan, Toyota Suid-Afrika, hier is hy. Right. Sien julle, ons is in Toyota se webbladsy nou, nee. Maar hierso is my, as julle nou mooi kan sien waar ek wys, hierso is my
Pixel Helper en daar wys hy vir my hier's 2 pixels. So as ek daarop klik, dan sê hy vir my page view. So Toyota weet nou ek was op hulle bladsy en hulle weet ek het hierdie bladsy geview. Nou, so kom ons sê ons gaan na hulle karre toe. En dan kyk sê maar na een van hierdie karre. Kom ons lees maar die eerste een was. Avanza. Right? Sien daar's nog steeds 'n pixel hier op. So nou weet Toyota, ek het na hierdie karretjie gekyk. So in ander woorde, wat Toyota nou kan doen is, hulle kan my nou weer retarget in Facebook met advertensies van hierdie spesifieke kar en sê hoorie, hier's hierdie kar, ons het nou hierdie deal of miskien op Black Friday met hulle 'n special deal op hierdie kar, dan kan hulle in Facebook gaan en sê hoorie, ons het 'n special op hierdie kar vir Black Friday en hulle target dan die mense wat die laaste jaar of die laaste 6 maande op hierdie spesifieke bladsy was binne hulle website. Dis 'n Facebook pixel en dis wat dit werk. So ek weet nou nie hoe maklik sal ek 'n ander website kry wat nou nie 'n Facebook pixel op het nie. Het ek gou gedink wie sal nou nie een hê nie. Weet jy wat, ek weet my pa se website het nie 'n pixel nie. So kom ons gaan na hulle se toe. www.Pumbaa Safaris. Okay. Hulle website kort nog redelik werk. Okay, maar hier sit ek nou my pa se website, Pumbaa Safaris. Nou sê hulle sien daar's geen pixel nie. So met ander woorde, my ouers kan nie sien wie het na hulle website toe gegaan of so nie. Hulle moet nou eers hulle pixel installeer en dan gaan hulle die pixel die hele tyd optel. Alright. Goed, so kom ons maak hierso toe. Right. Nou vra jy seker, maar Bertus, hoe installeer jy nou hierdie pixel? Dis nie so ingewikkeld nie. As jy weet hoe om jou website te design en jy het jou eie website design, dan is dit baie maklik om die code net daar te gaan paste. Ek het dit gedoen. Allerhande landing pages, soos GetResponse landing page, kan jy ook net jou pixel daarin sit en dan kan jy sien wie het op jou landing page gekom en wie het geregistreer. So 'n pixel gaan bietjie verder. Jy kan as 'n ou geregistreer het en hy gaan na jou dankie bladsy toe of jou thank you page toe, dan kan jy vir die pixel sê, hoor jy, as 'n ou hier is, dan beteken dit hy het geconvert in 'n kliënt of hy het geregistreer. Nee, dan kan jy vir Facebook sê hy moet dit sien as 'n registrasie. Alright. Jong mense, dit klink vir my asof ek julle almal gaan die mekaar praat op hierdie oomblik. Kom ons bly eerder net by die website ene, maar jy kan baie meer goeie doen met 'n Facebook pixel. Okay. So, hoe installeer jy nou hierdie ding? So, jy gaan na jou ad manager toe. Klik jy daarso waar jy al hierdie tools van jou kan sien. En dan soek jy net die pixel. Kom ons kyk daar, hierso. Sien julle daar staan pixels? Klik jy op pixel. Jy moet so 'n bietjie kans om oop te maak. Alright, so ek gebruik my pixel nogal. Hier is nou my persoonlike bladsysinne. So kom ons sê ons wil gou 'n pixel installeer. Nee. Dan kan jy sê Facebook pixels. Wat het ek eers gedink, setup pixel. Gaan sommer hier na hierdie ene toe. Daai is ons vat hierdie ene van dis my persoonlike ene. Setup pixel. En dan sê ek wil hom manually install. So hier's 'n paar goeders wat jy kan doen. Kom ons sê jy het nou 'n website designer wat die meeste van ons is maar in daai posisie wat ons 'n ou het wat vir ons 'n website gemaak het. So dit is die maklikste manier om hierdie pixel in jou website te kry. As al wat jy doen is, kom ek wys julle. Jy gaan hier na toe en jy sê email instructors to a developer. Klik daarop. Jy sit jou ou wat jou email design het se e-mailadres hier so bo in. Nee, okay, nou nie so nie. Kom ons sê dit was ek gewees. Wat ook al, jy sit die e-mailadres daar bo in en dan daarso is 'n pixel ID en jou pixel code en al jou dinge. Al wat jy doen is jy druk send daarso onder. As jy nou die regte e-mailadres ingesit het, dan sal hierdie ding so raak dit sien. Dan gaan Facebook outomaties 'n e-mail stuur vir jou die ou wat jou website gedesign het en vir hom sê hoor hierso installeer asseblief hierdie pixel, hierdie nommers en al hierdie goeders op hierdie ou se website. Alright? Dan gaan jy developer dit vir jou op jou website design. Op jou website installeer. Kom ons haal net gou hierdie af. Kom ons sê jy wil dit self doen of jy wil dit manually doen. Kom ek wys vir julle gou hierso. So hierso is basies hoe die kode lyk, sien jy?
So, wag, ek het nou te vinnig gegaan. Kom ek gaan net gou terug. So wat jy dan sê is jy sê manually install your code yourself. Klik op hom en dan kan jy sien hierso lê jou kode. So dis dan ene wat jy dan kopie en nou moet jy gaan en jy moet gou na jou na jou website toe gaan en as jy in WordPress is daar net een plek waar jy hom hoef in te installeer en jy installeer hom net gou daar, plak hom daarin, daar's sulke plugins en goed wat jy kan opsit en dan is die ding geïnstalleer. Alright, dis as jy dit self gaan doen. Ek weet meeste van julle gaan 10 vir julle website designer vra om te doen. OK. Dan kan jy aangaan en jy kan sê hoorie maar ek wil goeders create soos byvoorbeeld 'n lead. As 'n ou op hierdie bladsy is, sê maar daar's 'n sekere deel van jou website as 'n ou daarby uitgekom het, dan sê hy 'n lead. So kom ons sê jy het 'n bladsy waar 'n ou sy naam en e-mailadres kan insit en as hy dan submit, dan gaan daai naam en e-mailadres na jou salespan toe of iets soos dit of na jou toe. Dan is daai ou basies 'n lead. So dan kan jy sê right, kom ons tikkie lead af. Right, dan is hier nou so ekstra stukkie code wat jy moet kopie en wat jy dan saam met daai hoofcode op daai spesifieke bladsy moet sit. So as 'n ou op daai bladsy kom, dan gaan jy weet jy het 'n lead gekry. So nou, wat is die voordeel hiervan? So nou gaan jy vir Facebook sê, luister, ek wil asseblief leads kry en ek wil 'n conversion ad hardloop sodat wanneer ou op hierdie sekere bladsy kom, is dit 'n lead en dis wat ek wil bereik met hierdie advertensie. So as jy nou advertensies gaan hardloop, dan gaan jy weet hoeveel betaal jy per lead. So kom ek verduidelik vir julle dit. Ek gaan vir julle 'n voorbeeld wys van my 'n gratis webinar wat ek op die oomblik mee besig is vir 'n Facebook webinar wat ek verduidelik hoe om op Facebook te adverteer die regte manier. So kom ek wys vir julle gou hoe lyk daai campaign wat ek hardloop. Alright, so daar het ek 'n pixel geïnstalleer dat as 'n ou registreer vir die webinar, dan is hy geconvert en hy het geregistreer. So ek wil weet hoeveel het ek geregistreer met my advertensie. Alright. So kom ons gaan gou hierna toe. Ons gaan na my ad manager toe. Right, so hierso kan julle sien, ons stel hom gou, hierdie is vir die hele maand van November. Ons sit hom op die hele maand van November tot en met die 25ste en ek update dit. Alright, so hier kan julle sien 108,000 mense impressions gekry vir my advertensie, nee. Maar hier kan julle sien my resultate en sien julle daar staan complete registration daaronder. Dis omdat dit is wat my pixel vir my opgetel het. So as 'n ou geregistreer vir my webinar en ek na die thank you page toe gegaan, dan Facebook het opgetel as 'n registrasie en dan het hy my gesê right, jy het 'n registrasie gekry. Alright. So vir die maand van November kan ek dan hier onder kyk en ek kan sien right, ek het 259 registrasies gekry. Plus ek kan sien, okay, die registrasie het my R12 gekos. Elke registrasie het my R12 gekos. En ek kan sien wat was my conversion rate, ek kan sien right, maar ek het sê maar 73,000 mense het my advertensie gekry, maar daai 73,000 mense het net 118 geconvert na registrasie toe en so meer. Alright. Maar nou is dit nog beter. Nou gaan ek en ek sê vir Facebook, right, almal wat my registrasiebladsy gekyk het, maar wat nie geregistreer het nie, stuur asseblief weer vir hulle advertensie. Verstaan julle wat jy alles kan doen daarmee? Ek kan ook sê, hoorie, wys hierdie advertensie net vir die mense wat geregistreer het, of wys hierdie advertensie vir mense wat op die registrasiebladsy was, maar wat nie geregistreer het nie. Of ek kan vir Facebook sê, wys hierdie advertensie, maar moet dit nooit vir ouens wys wat al my bladsy gesien het, of wat geregistreer het, of iets nie, wys dit vir heeltemal 'n nuwe mense daar buite. Dis alles wat jy kan doen met Facebook. So, hoe begin 'n ou nou hierso Bertus? Wat moet ek doen? Die maklikste ding is om te begin is om gaan na jou account toe, gaan stuur vir jou website developer as jy 'n website het, stuur vir hulle net jou daai e-mail en laat hulle net dit op jou website sit sodat jy net kan begin data opbou. Jy hoef niks dan te doen nie. Soos wat mense na jou website toe gaan Facebook het onthou. Hulle gaan nie daarvan vergeet nie. Hulle gaan dit onthou en as jy eendag wil weer 'n advertensie stuur vir die mense wat op jou website was, dan doen jy dit
en dan sê jy net vir hulle, dit eenvoudig hoor jy, create vir my advertensie vir die mense wat op my website was. So maklik soos dit. Kyk, ek kan vir julle baie vertel rondom dit. Ons gaan dit nie in 'n 15 of 'n 10 minute videoetjie kan vertel nie. So ek het 'n kursus wat ek leer mense hoe om Facebook te adverteer, waar ek goeie soos hierdie pixels verduidelik. Dit alles is hier onder, daar's 'n link daar, so jy kan die kursus koop as jy wil. As jy nie wil nie, dis ook fyn. Maar ek moes letterlik 'n kursus koop en bywoon om te leer om hierdie goeders te kan doen, want as jy op Facebook effektief wil wees, daar's soveel tools wat Facebook het om op te lewer, soos hierdie pixels, en dit is moeilik om dit vir 'n ou binne 10 minute te verduidelik. Alright, so ek hoop dit help julle en ek hoop julle hou van my tip en ek hoop dit spark 'n interest in julle kop om Facebook bietjie beter te oordeel of om te dink, hey, ek moet my besigheid op Facebook kry. Die dae van koerantadvertensies en die dae van billboards en al goed is eintlik gone. Hierdie is definitief 'n manier om te adverteer. So, ek hoop julle het my tip vir die dag gelike, Facebook Pixel, en ek hoop ek kon julle so bietjie verduidelik en julle verstaan my so bietjie. Tik vir my daar in die comments daaronder wat julle nie verstaan nie, en as julle wil hê ek moet bietjie meer uitbrei op 'n punt, dan kan julle daar tik, dan weet ek wat se video ek kan volgende maak. Like my video, dislike hom as julle dink ek praat snert, en share die ding as jy weet daar's iemand daar buite wat graag sal wil weet hoe 'n pixel van 'n Facebook werk. Julle kan ook subscribe na my channel. Elke keer as ek 'n nuwe video opkry, dan sal jy daarvan weet, veral as jy die klokkie druk, dan sal jy 'n notification kry. En dis dit, julle in die description is al my social media links en al die dinge as julle my wil op social media gaan kyk. Daar's ook my website. Julle kan my website besoek, is bertesteenkamp.co.za. Daar's 'n klomp blogs, daar's 'n klomp goeders op my website van hoe om Facebook te gebruik. Julle kan daar ook gaan oplees en gaan rondkrap en kyk wat kan julle kry om julle te help. Ek hoop ek kry dit reg dat julle julle besighede beter bemaak. Alles van die beste daar buite ouens. Cheers!